Baie welkom aan al ons Kiekskerk maats en julle ouers. Dit is so lekker om weer saam met julle te kuier en ook hierdie nuwe kwartaal saam met die Here te kan begin. Nou hier aan die begin van 'n nuwe jaar mag dit ook wees dat sommige van ons maatjies baie opgewonde voel oor al die nuwe dinge, terwyl ander maats dalk so 'n bietjie senuweeagtig voel. Nou dit is heeltemal normaal so en daarom is ons tema vandag om saam met Jesus op pad te wees die nuwe jaar in. So onthou, elke tree wat ons hier in 2026 van hier af verder gee, sal die Here saam met ons stap. Nou, daar in Jesaja 43 vers 1 lees ons hierdie mooi woorde. Nou, dit is God self wat hierso met ons praat. Hy sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Nou, dit is wonderlike woorde so aan die begin van 'n nuwe jaar. God ken jou en my naam en dit beteken dat hy ons ook sal beskerm en ons sal vashou deur die jaar. Daarom groet ek jou in sy wonderlike naam. Genade en liefde en vrede vir jou van Jesus ons koning en ons vriend. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons ook saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons name ken. Dankie dat U saam met ons stap. Maak ons harte ook vandag waawyd oop om te kan luister wat U vir ons wil leer. Help ons om te onthou, U skyn U lig op ons. U gee vir ons wysheid om die regte dinge te kies en U liefde vir ons sal nooit ophou nie. Amen. Maatjies, as ons hoor dat Jesus ons liefhet, dan maak dit ons harte ook sommer warm van blydskap. So kom ons sê vir hom dankie dat hy ons koning is en ons gaan ook dit doen deur 'n lofliedjie saam te sing. Ek weet dat Jesus hier in my hart leef. Ek weet dat hy elke dag weet waar ek is. Ek weet dat Jesus my nooit verlaat nie. Ek weet dat hy my gemaak het, net soos ek is, net soos ek is. Hy het my lief, net soos ek is. En hy lig my ook op. Hy maak my beter, maak my sterker. Hy maak my weer nuut. Deur sy liefde is ek heilig. Weet jy dat Jesus hier in jou hart leef? Weet jy dat hy elke dag weet waar jy is? Weet jy dat Jesus jou nooit verlaat nie? Weet jy dat hy jou gemaak het, net soos jy is, net soos jy is. Hy het jou lief, net soos jy is. En hy lig jou ook op. Hy maak jou beter, maak jou sterker. Hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde is jy heilig. Hy lig jou ook op. Hy maak jou beter, maak jou sterker. Hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde is jy heilig. Maats, ek weet nie van julle nie, maar ek leer gewoonlik baie makliker as iemand vir my wys hoe ek iets moet doen, in plaas van om net baie te praat oor wat hulle wil hê ek moet doen. Nou veral kinders hou mos meer daarvan om te leer deur prentjies en voorbeelde en stories. Is ek reg? Nou vandag gaan ons stil staan by 'n paar prentjies om ons te help onthou hoe ons ook hierdie nuwe jaar saam met Jesus kan inloop. Aan die begin van die jaar, as alles vreemd voel, of as jy dalk in 'n nuwe klas is en daar 'n klomp nuwe dinge in jou lewe gebeur, dan voel ons mos baie keer onseker. En dan wonder ons, gaan ek hierdie jaar byvoorbeeld al die nuwe skoolwerk verstaan? Gaan ek nuwe maatjies kan maak? Sê nou maar, ek maak foute, wat gaan dan gebeur? So daar's 'n klomp vrae in ons gedagtes, maar ek hoop dat die prentjies waarby ons gaan stil staan, ons gaan help en leer hoe ons saam met Jesus die jaar kan inloop. So kom ons begin by die eerste prentjie.
Dis die prentjie van 'n klein lig wat in 'n donker gang skyn. Nou dis nie 'n groot lig soos by 'n sportstadion nie, maar 'n klein liggie wat helder genoeg skyn om die volgende tree te wys as ek in 'n donker gang loop. Maar kom ek vertel eers vir julle 'n storie. Een aand stap klein Liam kombuis toe vir 'n glas water. Nou dis donker in die gang, maar hy is braaf. Hy dink hy's 'n ninja. En toe trap hy op iets. Maar maats, dit was nie 'n spook nie, ook nie 'n monster nie, dit was 'n Lego blokkie. En sy tone doen toe 'n dans wat niemand wil sien nie, want dit was sommer baie seer. Die volgende aand, toe hy weer in die donker gang wil afloop, sê sy ma vir hom, "Wag Liam, ek het iets hier vir jou." Sy sit toe 'n klein nagliggie in die gang aan die brand. Dis nie 'n groot stadionlig wat alles helder maak nie, maar dit wys die vloer. Liam kan toe al die Lego blokkies sien wat rond lê en rustig verbystap. Hy kom toe by die kombuis uit sonder om 'n tonedans te doen. En toe sê sy ma vir hom, "Liam, dit is hoe God se woord werk. God wys nie altyd vir ons alles wat gaan gebeur nie, maar hy wys vir jou die volgende tree sodat jy nie jou toon stamp nie." Nou maats, in Psalm 119 vers 105 lees ons ook, "U woord is 'n lamp vir my voet." En so sal Jesus ook hierdie jaar vir ons die pad wys as dinge donker voel. Ek wonder sommer, wat is die donker gang ook vir jou hierdie jaar? Is dit dalk die nuwe klas, of die nuwe omgewing, of nuwe maatjies? Onthou, hy sal ook elke tree saam met jou loop. Maar daar's 'n tweede prentjie, om te onthou dat Jesus saam met ons gaan stap, en dit is 'n groot uitveer. Nou toe ons klein was, het die juffrouens sulke groot houtuitvere gebruik om die bordkruit mee af te vee. Kom ek vertel julle nog 'n storie. En die storie se naam is Die verkeerde som. In die klas was Anina besig om haar wiskunde antwoord op die bord te skryf met kruit. Nou sy was baie trots. En toe sê die juffrou saggies vir haar, "Anina, kom ons kyk gou-gou weer hierna." En toe het Anina se maag begin draai soos 'n wasmasjien. Sy het besef haar som is verkeerd. Sy het gedink almal gaan vir haar lag, maar toe vat juffrou die hout uitveer en sy vee dit uit en sy sê vir haar, "Dankie dat jy dit probeer het, kom ons probeer weer." Anina het toe diep asem gehaal en toe skryf sy die nuwe antwoord, die regte antwoord op die bord. Later by die huis het Anina vir haar ma vertel, "Weet mamma, die beste deel was nie dat ek die antwoord reg gekry het nie, maar die beste deel was, ek kon weer probeer." En maats, dis wat Jesus ook doen. Hy gaan nie vir ons wegstoot as ons 'n fout maak nie, maar hy kom om ons skoon te maak en ons ook weer te laat begin. 1 Johannes 1 sê, as ons foute en ons sondes bely, onthou, hy sal ons altyd vergewe. So ja, in die jaar gaan ons foute maak, maar hy vergewe ons en hy gaan ons ook help om beter te wees. Maar dan is daar 'n derde prentjie, en dit is 'n Lego of 'n Minecraft bouplan. Dis die derde prentjie wat vir ons wil help om te onthou dat Jesus ook saam met ons die nuwe jaar ingaan. Nou kom ek vertel gou-gou vir julle ook 'n storie van 'n Lego bouplan. En dit gaan oor Jaden wat 'n toring gebou het met Lego. Maar hy besluit toe om die bouplan wat op die papier in die Lego boksie is, eenkant toe te skuif, want hy sê dis net vir kinders wat stadig is. Hy gaan lekker vinnig bou. En hy het sy toring hoog gebou, sommer baie hoog. Toe hy klaar is, toe is hy baie trots. Maar maats, die toring het bietjie vreemd gelyk. Want as jy net geblaas het op die toring, dan val hy sommer so op die grond, soos domino's. Jaden het lank daarna gestaar, en toe sê sy ouers sussie vir hom, "Maar wil jy nie dalk eers die bouplan sien nie?" Nou, hy het eers gebrom, en toe sê hy, "Oké," en hulle begin toe weer bou. Stadiger, maar hierdie keer reg volgens die plan, en die toring kon sterk staan. Jaden het gesê, "Dis nogal snaaks. Die bouplan het my nie gekeer nie. Dit het my eintlik gehelp." En maats, God se woord en God se wysheid werk ook so. Ons hoef nie hierdie jaar alles self te probeer uitdink en doen nie. Want Jakobus 1 vers 5 sê, "As iemand wysheid kort kom, dan kan ons dit van God vra." So ek wil sommer vir jou vra, waarvoor het jy ook wysheid en 'n plan nodig hierdie jaar? Dalk om nuwe maats te maak, dalk om nuwe gewoontes aan te leer, of om nuwe drome te droom wat jy ook kan najag.
Onthou, die Here sal vir ons ook wysheid gee. Tweede laaste beeld of prentjie wat hy vir ons gee, dat hy saam met ons sal loop. En dit ken julle ook goed. Dit is die naamplakkers wat julle nou met die begin van 'n nuwe kwartaal op julle boeke en julle klere en kosblikke moet plak. Nou daar was 'n dogtertjie Mia en sy het ook haar kosblik skool toe gevat aan die begin van die eerste kwartaal. En toe pouse, toe sy haar kosblik oopmaak, een wat presies soos hare lyk met dieselfde kleur en prentjies, toe sy dit oopmaak sien sy, maar dis nie haar kos nie. Dis iemand anders se. En sy het geskrik. En toe sien sy 'n klein naamplakker op die kosblik wat sê Kian. Sy hardloop toe gou na juffrou toe en saam vind hulle toe vir Kian. En Kian het per ongeluk Mia se kosblik gevat. Hulle het toe lekker gelag en toe kon hulle dit terugruil. En toe sê juffrou, sien julle, dit is hoekom naamplakkers so belangrik is. En toe het klein Mia ook gedink, ja, God ken ook my naam. Ek is nie net 'n nommer vir hom nie. Ek is nie net daardie kind nie, maar God roep my op my naam en sê, jy is myne. En dit het ons aan die begin gehoor in Jesaja 43 vers 1. God sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En daarom ouers, kom ons help ook ons kinders om hierdie jaar hulle waarde te onthou wie hulle is in God. Partykeer gaan hulle punte nie so goed wees nie. Partykeer gaan hulle nie vir die sportspan of die kultuurspan gekies word nie, maar hulle behoort aan God en hulle waarde is meer. En dan die laaste prentjie is 'n prentjie wat ek dink julle ook sal ken, en dit is die prentjie van Velcro. Nou dit gaan oor die krag van saam wees. Nou ek wonder wie van julle weet wat is Velcro. Elkeen van ons het iets met Velcro in. Dis daardie materiaal wat so aan mekaar kan kleef. Dit laat my dink aan Roan. Nou Roan het 'n baadjie gehad met Velcro en hy wou dit self aantrek. En hy druk toe die Velcro net halfpad vas en hy hardloop af in die gang. En daar spring die Velcro oop en die baadjie hang soos 'n vlag om hom. Roan het sommer kwaad geraak. Sy maatjie Tando wat by hom gekuier het, sê toe, wag, ek sal jou help, kom ek wys jou. En hy druk dit toe mooi vas, van bo tot onder. Klits, klits, klits. En toe sit die Velcro vas. Tando sê toe, onthou, Velcro werk net as jy die twee kante stewig saamdruk. En maats, toe ek dit hoor, toe dink ek ook, maar dit is ook hoe die kerk en 'n gesin werk. Julle hoef nie alles alleen te probeer nie. God gee vir ons ook vir mekaar, om ons vas te druk en vas te hou by mekaar. Dit kan wees in die vorm van 'n maatjie wat jou help, of 'n ouer, of 'n leier, of 'n ouma, of 'n juffrou, of 'n meneer by die skool. Maar onthou ook hierdie jaar, liefde bind ons saam. Kolossense 3 vers 14 sê, bo dit alles, is dit die liefde wat ons saam bind. So dink ook 'n bietjie hierdie week, waar kan ek ook gaan goed wees vir iemand anders? Dalk is dit 'n nuwe maatjie by julle skool wat niemand het om mee te speel nie. Dalk mamma of pappa wat baie besig is by die huis, wat jy kan help met 'n paar take, of sommer net om vriendelik te wees. So bind ons mekaar in liefde saam, soos Velcro. So kom ons vat gou-gou saam, hou gou-gou julle hand so op met julle 5 vingers. Die eerste vinger was die flits, nê? God gaan vir ons hierdie jaar die volgende tree wys deur ons pad te verlig. Die tweede vinger stel die uitveer voor. Onthou, by Jesus is daar altyd 'n tweede kans en oorbegin. Die derde vinger is die Lego bouplan. Onthou, God gee vir ons wysheid wanneer ons vra, maar dan moet ons volgens sy plan bou. Die vierde vinger is die naamplakker. Onthou, Jesus ken jou naam en jy behoort aan hom. En dan die vyfde vinger is die Velcro. Kom, alles wat ons doen ons hierdie jaar in liefde, sodat ons ook aan mekaar gebind bly. Ek hoop dit help julle hierdie 5 prentjies, om ook 'n baie geseënde en 'n suksesvolle nuwe jaar te hê. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U saam met ons die nuwe jaar instap. Dankie vir U lig. Dankie dat U elke tree verlig waarop ons gaan loop. Dankie ook vir oorbegin, dat U ons foute vergewe. Dankie vir al die wysheid wat U ons gee, wanneer ons probleme het en ons hulp wil vra. Dankie dat U ook sê, ons behoort aan U, en dat ons aan mekaar kan vashou in liefde. Hierdie week en elke week van die nuwe jaar. Amen.
Maats, baie dankie dat julle vandag ingeskakel het. Ek hoop julle het 'n baie voorspoedige eerste kwartaal en as julle ons bediening ook wil seën met 'n bydrae, sal die inligting nou op die skerm verskyn. Maar mag julle 'n geseënde week hê en ons sien mekaar gou weer. Totsiens maats.